A single note passes out of the ashes, a flickering. Goeiemôre, wat 'n voorreg om te weet vanoggend is die Here se liefde en sy genade en sy goeie tierenheid met ons en deel van ons. Ons vanoggend 2 teksverse uit Jakobus behandel. Maar voor ek daarby kom, wil ek net gou 'n staaltjie vertel. 'n Baie klomp jaar terug, ek en my swaar eendag stel golfstok in die hande gekry en Saterdagmiddag by 'n kampterrein en ons is besig om 'n paar balletjies te slaan. Tot op daai stadium het ek nog nooit golf gespeel nie, nog nooit aan 'n golfstok gevat behalwe om pad te speel. En vir een of ander rede het ek toe nou 'n paar van hierdie bolletjies redelik ver geslaan en hy sê vir my, "Maar Gerard, jy's 'n natural." En ek vat daai woorde ter harte en ek is maandagoggend is ek by die driving range in Bellville en koop daar vir my 'n emmer met 50 bolletjies en hy vra vir my, "Wat 'n stok wil jy?" Ek sê, "Hoe bedoel jy wat 'n stok?" Hy sê, "Wat 'n nommer?" Ek sê, "Enige nommer." En ek onthou hy het vir my nommer 6 gegee. Ek het nie verstaan wat die nommers is nie, maar in elk geval nog en ek speel. En ek slaan daai bolletjies, maar ek sukkel verskriklik. En hier stap 'n man nader na my toe en hy sê vir my, "Meneer, ek kan dit nie meer duld om na jou te kyk nie. Jy doen alles verkeerd." En ek sê nou, "Wie is jy?" Hy sê, "Maar hy is die pro. Hy help mense, maar ek moet hom betaal." Toe sê ek, "Nee wat, ek slaan net so vir die pret." In elk geval ek het die bolletjies in die emmer teruggesit en ek is al weg. En toe begin ek nou saam met 'n vriend golf speel en hy weet nog minder as ek en later het 'n paar ander vriende my onder hulle vleuel geneem en my bietjie reggehelp. Maar toe sukkel ek met 'n klomp goed want nou moet ek verleer to unlearn die goed wat ek myself geleer het wat verkeerd was. En dit was 'n groot proses om te unlearn. En nou ons gaan die staaltjie nou net hier los en dan gaan ons nou verder en dan kom ons net maar terug na die staaltjie se einde toe. So die Jakobus van wie ons nou gaan lees, is my interessant om te weet wie hy is. Daar is maar klomp dispute tussen die katholieke en die protestante oor wie hy regtig is. Party sê hy is die halfbroer van Jesus, party sê hy is 'n neef van Jesus. Hoe dit ook al sê, hy was definitief 'n familielid van Jesus. En wat vir my kosbaar is, as hy begin met die boek van Jakobus 1 vers 1, sê hy Jakobus is 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus. Hy stel homself voor as 'n diensknegt en 'n diensknegt in hierdie konteks was eintlik 'n slaaf van God en van die Here Jesus Christus. Nie net van Jesus nie, maar van die Here Jesus Christus. Hy gee Jesus se titel en die woord die Here beteken die meester. So hy sê hy is 'n slaaf van die meester. Dis hoe hy homself bekendstel. Hy doen nie name dropping omdat Jesus 'n familielid is nie, maar hy kom in en hy sê dis wie ek is maar net 'n diensknegt. So in die skrif is daar 'n paar verwysings na hierdie Jakobus. Hy is nie die Jakobus wat die disipel van Jesus was nie. Hy was die familielid, maar op 'n stadium kan ons sien in die skrif in Matteus en in Johannes dat hy nie die Here gevolg het nie. Maar in 1 Korintiërs 15 vers 7 vertel Paulus ons dat Jesus het na die opstanding aan hom verskyn. En dit wil vir ons voorkom of hy daar begin het om 'n pad met die Here te stap, want hy was ook in Jerusalem tydens die Pinkster uitstorting van die Heilige Gees was hy teenwoordig. Hy was ook in die vertrek waar die vroue was en die broers van Jesus of die neefs van Jesus. En so 'n paar buitebybelse bronne vertel ons ook van hierdie Jakobus of James. Vir ons vriende wat Engels is, he wrote the Epistle of James. So ons lees in buitebybelse bronne dat hy was 'n bidder. Sy knieë sê hulle het gelyk soos kameelknieë van al die bid. En hy het gesterf toe hulle hom van die hoogste punt van die tempel afgestamp het. En hy het geval, maar hy was toe nie dood nie. En toe het hulle gekom en hom letterlik daar doodgeslaan. En dit word vertel dat terwyl hulle hom geslaan het, het hy vir sy moordenaars gebid. Nou mense, ek luister graag na so ou.
wat tot op die einde vir sy teenstanders kan bid. So die twee gedeeltes wat ek vanoggend graag met ons wil behandel, baie kortliks, is vers 5 en vers 6, daar staan, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, want wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Net eers daai gedeelte. Nou die konteks hier is, Jakobus skryf vir ons dat wanneer versoekinge groot raak en wanneer situasies moeilik raak, beproewinge, dan as ons wysheid nodig het, moet ons dit van God bid, want God sal dit gee. En ek dink ons sit vandag in 'n fase van beproewinge, party meer as ander, en party is dit maar nie dieselfde, hulle werk weer by die huis, gaan maar net aan by die huis, en dinge is nie eintlik verskillend nie, maar vir party mense is dit erge beproewing, en nie weet wat môre gaan bring nie. So nou sê Jakobus vir ons, as jy wysheid kort kom, bid dit van God. En ek dink, enige mens, wanneer jy in die knyp is, wanneer jy in 'n moeilike situasie is, wanneer daar nie uitkoms is nie, wanneer jy raad op is vir die situasie waarin jy is, praat nie nou net van coronavirus nie, praat nou van algemeen, as daar situasies is waarin ons nie weet hoe om op te tree nie, dan neig ons almal om vir die Here te vra om te help, en ons bid eintlik vir wysheid van die Here. En mense het wysheid nodig in sulke situasies, dit is absoluut so, want mense kan so onwys optree. En ek glo, elkeen wat dan bid vir wysheid, bid opreg vir wysheid. En hulle is desperaat vir wysheid van die Here. En hulle is ernstig as hulle bid vir daardie wysheid. Daar's niks fout daarmee nie. Maar dan noem Jakobus 2 elemente wanneer hy vir ons hierdie advies gee, is as jy wysheid nodig het, bid dit van die Vader, want hy sal dit gee. Dan kom hy met hierdie 2 goed, en dit is baie belangrik dat ons daarna kyk, en dis vers 6, en hy sê, maar, hoekom het hy nie maar net opgehou by vers 5 nie, maar hoekom sê hy maar? Want hier is 'n voorwaarde wat hy vir ons sê, en hy sê maar, hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Ons wat in die strand woon, ken nie see, ken nie branders, weet hoe die wind 'n brander kan aanjaag, en oor die stutmuur kan laat bars. Nou sê hy, maar as jy bid, as jy hierdie wysheid wil hê, moet jy dit van God bid. Klaar, dit is die enigste manier om hierdie wysheid te kry, vir wanneer ons in beproewinge is. Maar as jy bid, moet jy met geloof bid, en nie met twyfel nie. Jy moet nie twyfel nie. En ek wil 'n bietjie net 'n kort gedagte daaroor met julle deel, en dit is dat God alleen is wysheid. So wanneer ons dit van hom bid, moet ons weet hy wil dit gee. Ja, Jakobus sê sonder verwyd, hy wil dit graag gee. Hy is hierdie bron van alle wysheid wat hy vir ons wil gee. Maar ons moet bid met geloof, en ons moet nie twyfel nie. Nou, hier is net so 'n gedagte. Dit is dat my gees, as my gees bid, dan genereer dit geloof. As my vlees bid, dan genereer dit, of my verstand bid, dan genereer dit twyfel. En twyfel genereer vrees. So as ek met my verstand bid, dan kyk ek na 'n situasie, en ek dink, dit is hoe die uitkoms moet lyk, en ek bid met my verstand, en dan begin ek twyfel. Ons verstand het nie die vermoë om geloof te genereer nie, net ons gees het, want God is gees. So as ons met ons gees bid en sê, Here, niks maak sin nie, ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie, ek weet nie wat ek gaan doen nie, maar ek vertrou U. Ek bid in geloof. Ek skryf nie vir U voor nie. Jy sien, want as ek met my verstand bid, dan kyk ek na die feite. Maar as ek met my gees bid, en in geloof bid, want my gees genereer geloof, as ek daarmee bid, dan kyk ek na God, en nie na die feite nie.
En dis crucial, dat ons, wanneer ons van die Here wysheid bid, dat ons nie na die feite moet kyk nie. Want die feite sê die teendeel, die feite sê, dis die einde, die feite sê dis nag, en God sê dis lig. Jy sien, nou wil ek my storie van die golf hierby inbring. As ons nog altyd gebid het met ons verstand, so ons werk alles uit, en dan flop dit, en ons het nie meer raad nie, en nou bid ons, Here, help, 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 en ons is opreg, ons is regtig desperaat, maar ons bid nog steeds nie met geloof nie. Dan is hierdie twyfel, selfs die twyfel of God dit sal kan doen, die twyfel of God my hoor, die twyfel of ek nou reg bid of nie reg bid nie, gebruik ek die regte woorde, dit is niks daarmee te doen nie, die woorde het niks daarmee te doen nie, dit is bid ek met my gees, bid ek in geloof, en ek weerstaan twyfel. My golf story, ek moes ontleer, I had to unlearn a lot of wrong habits met my golf. En in die mense geloofslewe, in jou gebedslewe, is daar goed wat ons moet ontleer. Persepsies wat ons het, leringe wat nie reg was van die woord nie wat ons ontvang het, wat vir ons geleer het dat geloof is vir ander goed, geloof is vir geld, om geld te maak uit die Here uit, en om te prosper in die Here, daai geloof, dis nie wat die Here vir ons sê nie. Miskien moet ons persepsies ontleer. Miskien moet ons, dit wat ons geleer het, wie God regtig is, dit ontleer, en kyk, wie is hy regtig? Wie is die persoon, vir wie hy graag hierdie wysheid wil gee, wanneer ons dit van hom bid? Ons moet vanoggend weet, dat die Here graag vir ons, elkeen met wysheid wil bedien. En wanneer ons dan bid, wanneer ons hierdie wysheid vra, en ek weet, daar is baie mense vandag, wat wysheid van die Here nodig het, op hierdie oomblik. Jy wat hierna luister, het dalk wysheid nodig van die Here. Maar jy sukkel met twyfel. En jy gebruik woorde soos, ek wonder, is dit die Here, ek wonder, is nie, dis twyfel. Geloof is, ek weet. Ons gebruik die term, I'm a believer. Ek het eendag iemand gehoor gesê, I'm not a believer, hy sê, I'm a knower. I know God will. I know I am his child. Ek wil vanoggend vir jou sê, boetie, sussie, kom ons bid in geloof. Kom ons weerstaan twyfel. Want twyfel is 'n verstandelike ding. Geloof is 'n geesding. En dis waar God werk, en hy wil elkeen van ons bedien met wysheid in elke situasie van hierdie lewe. Amen. Here Jesus, baie dankie vir hierdie woord vanoggend. Dat wanneer ons van u wysheid vra, dan sal u dit vir ons gee. Maar Here, hierdie ding van twyfel, ons kom lê dit vanoggend by u voete neer en sê, Here, help vir ons om wanneer ons bid, u op u woord te neem, besef wie u is, dat niks vir u onmoontlik is nie. Dat wanneer u spreek, die golwe luister. Wanneer u spreek oor siekte, dan luister daardie siekte. Dat demone vlug voor u naam. Mag ons hierdie woord gebruik vanoggend om 'n nuwe dimensie te beleef van ons gebedslewe, waar ons bid en geloof en geen ruimte laat vir twyfel nie. Help ons, Here, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag die Heer jou seën en beskerm tot die aarde nuut en vry is. Mag sy hart jou lei tot 'n ewige